that song, I'm a donkey. Storytyd saam ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Nou ja, maatjies, dis weer lekker storytyd. En ek hoop julle is reg vir die volgende Bybelstorie. Hierdie storie gaan oor Noag. Nou, wie van julle het al gehoor van Noag se storie in die skool? Ja, ek weet Luzay en Elian het al van Noag gehoor, né, ouma se kinders? Ja, en ek dink sommer baie maatjies het al van Noag se storie gehoor. Nou, in Noag se tyd was daar baie mense gewees wat ver van God af was. Hulle wou nie meer luister wat God sê nie. Hulle het goeie gesê soos, ag, wie's God? Waar is hy in elk geval? Ons hoor hom nie en ons sien hom nie meer nie. Ons dink hy luister meer vir ons nie. Ons gaan nie vir hom luister nie. En hulle het gesteel by mekaar en mekaar seer gemaak en mekaar doodgemaak. Man, dit was nie aklig. En God het so hartseer geword. Maar hy moes dit stop. En daarom het hy vir Noag gesê, Noag, ek gaan vir jou baie belangrike opdrag gee. Ek gaan hierdie aarde met al hierdie mense wat nie meer wil luister nie, en wat so lelik is, gaan ek met 'n vloed verwoes. Nou 'n vloed, maatjies, is baie water, baie, meer as die see, meer as al die damme en al die riviere, baie water. Genoeg om al die bome en die huise en die berge en alles toe te maak. En so sê hy toe vir Noag, Noag, jy moet 'n ark bou. En 'n ark is 'n baie groot boot. Dit moet groot genoeg wees om vir Noag en sy vrou en sy 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, as ook hulle vrouens en sommer baie diere in die boot in te kan 'n huis voorwees vir 'n lang ruk. En so vertel God vir Noag, hy gaan reën stuur. Nou, maatjies, in Noag se tyd het hy nie geweet wat is 'n reën nie. Want in sy tyd het die water nog net van onder die grond uitgekom, nê? Soos die van julle maatjies, wie se mammas en pappas dalk 'n boorgat het, nê? Dan pomp hy die water mos onder die grond uit, nê? En die riviere, goede wat onder die berge en in die see en so aan uitkom, nog nooit het hulle water bo uit die hemel sien kom. God sê hy stuur reën. Noag moet vir die mense gaan sê, hulle moet ophou met hulle ongehoorsaamheid. Anders gaan hy hulle verwoes. Hy gaan hulle laat verdrink. Noag het vir die mense vertel en hulle het gedink hy is heeltemal van sy kop af. Dit het Noag se hart baie seer gemaak, maar hy het geweet hy moet doen wat God vir hom vra. En so het hy en sy seuns begin bome afkap en planke saag, en so het hulle hierdie groot boot waarvan God vir hulle die presiese afmetings gegee het hulle gemaak. Hy het vir hulle presies gesê van watter hout en hoe groot en hoe lank en hoe hoog dit moet wees. En elke keer as die ander mense vir Noag hulle gesê het, dan lag hulle vir Noag en sy seuns en dan sê hulle, julle is nie bietjie lekker in julle kop in nie. Waar gaan daar reën uit die hemel uitkom? Nog nooit het ons dit gesien nie. Ag nee, wat? Julle mors net julle tyd. Julle drome, dit is nie God wat dit vir julle gesê het nie. Maar dit het nie vir Noag en sy seuns gestop nie, en so het hulle hierdie groot ark gebou. En toe hulle nou uiteindelik klaar is, toe het hy en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters begin goedjies indra daar. Julle weet mos, as mamma en pappa met vakansie gaan, dan pak hulle kossies en klere en allerhande goedjies wat nodig is vir die vakansie. Nou, so het Noag en sy vrou
en seuns en skoondogters begin goed te pak vir hulle wat hulle gaan nodig het. So alles wat in hulle huise was, het hulle in die ark ingedra en vir hulle genoeg kos en brood en meel en al sulke goede ingedra dat hulle kan alright wees. Water en al sulke dinge. En toe hulle klaar is, toe sê God vir Noag, nou maar goed, nou gaan ek 'n klomp diere hier in die ark instuur. 7 van een soort, 7 pare van een soort en 2 pare van 'n ander soort. En so hoef Noag niks te gedoen het nie. God het die diere gestuur en hulle het almal in die groot boot kom klim. Hy het vir hulle so 'n spesiale leertjie gebou wat hulle teen kon opklim tot in die boot en daar het sy seuns vir hulle almal in hulle hokke in tuis gemaak en daar moes vir hulle ook kos gegee word, né? Die koeie moes gras kry en daar moes vleis gewees het vir die leeu's en die voeltjies moes saad gekry het en elke diertjie se kos was ook ingedra. En toe hulle almal in is, toe sê God, goed Noag, nou moet jy die deur toemaak dat ek hom kan sluit. En Noag het geluister. En uit die groot swaard houtdeur met sulke dik toue so toegetrek. En toe het toe is, toe seël God dit. Nou maatjies, as God ietsie toemaak, dan kan niemand dit weer oopmaak behalwe God nie. En so seël God hulle daar binne in hierdie ark. En dit was bietjie donker. En dit was ook 'n bietjie scary, nie, met al hierdie diere en goede wat daar binne was. Maar Noag het geweet God gaan vir hulle sorg. En toe hoor hulle dit. Hulle kon by die vensters uitloer en sien, beragtig, hier val druppels water uit die hemel uit. En dit het al hoe harder en harder gereën en daar was donderweer. En hulle was ook 'n bietjie bang en die diere was onrustig in die boot in van die donderweer, want die diere het ook nog nooit donderweer gehoor nie. As die donderweer so hard slaan nie, dan is jy mens mos bang nie. Mens kruip so styf teen mamma en pappa of jy kruip dalk onder die bed weg. En so het die reën geval en later toe die ou stoute mense wat so lekker gelag en gespot het daar buite begin klop daar aan Noag se ark. Noag, sê hulle asseblief. Noag, maak oop asseblief, Noag. Help, ons is jammer, ons sal nou vir jou luister. Maar Noag kon daaraan niks doen nie. Niks nie. Want hulle het hulle kans gehad. En maatjie, so dit vir 40 dae kliphard aan mekaar gereën. En die mense se huise het vol water geraak, bo hulle dakke gegaan, en toe bo die hoogste bome en toe bo die hoogste berge, toe dryf daar die groot boot rond. En Noag en sy familie was veilig gewees saam met die diere. En toe na 40 dae, toe kom die boot tot stilstand op die berg Ararat. En Noag het 'n kraai en 'n duif uitgestuur, dat hulle kan gaan kyk of is daar nie dalk ergens 'n boompie se toppie of ietsie wat uitsteek nie, om vir hom nou te laat weet, dat die aarde nou droog genoeg is, dat hulle kan uitklim. Maar hulle het nie teruggekom nie, met niks. En nog 'n week later, toe stuur hy weer 'n duifie uit, en toe kom die duifie met 'n olyftakkie in sy mond terug. Toe weet Noag, dis nou tyd. En die Here het gesê, dis reg, en het die ark oopgemaak, en al die diere en Noag en sy hele familie het uitgekom. En om dankie te sê vir die Here, het hulle groot hoop klippe by mekaar gepak, op mekaar gepak. En een van die lammetjies het hulle geslag, en hom in die vuur in gebrand as 'n offer, 'n geskenk vir God. Om vir hom dankie te sê dat hy hulle lewens gered het, want dit is hoe hulle in daardie tyd vir God dankie gesê, vandag moet ons dit darm nie meer te doen nie. En toe stuur God die pragtigste, mooiste, grootste reënboog vir hulle in die hemel, en hulle vra, wat is dit? En hy sê, mens noem dit 'n reënboog. Dit het 7 kleure gehad, en julle sal ook dit
Julle sou sekerlik by die skool al so pragtige reënboog geteken het, nie? Met hulle 7 kleure. En dit het God gesê, as julle daai reënboog sien, sal julle weet, ek beloof dat ek nooit weer die aarde met so 'n groot vloed sal verwoes nie. En Noag en sy gesin het uit die boot uitgegaan en hulle het vir hulle huise gebou en hulle het lekker geleef saam al die diere. Fluit, fluit. Noag se storie is uit. Nou ja toe, is slaapietyd klein goed. Julle moet lekker slaap, soet wees. Tot volgende keer.